Nou vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Nou ons is tans besig met van die gelykenisse in die Bybel. Vir u gesê daar is so ongeveer 30 plus gelykenisse wat die Here Jesus tydens sy aardse bediening vertel het en wat 'n wonderlike en kosbare voorreg om dit in die Bybel te kan hê en dan daaruit te kan lees, te leer en onderrigting te ontvang. Nou, vanmôre gaan ons bietjie stil staan by hierdie baie bekende gelykenis in Lukas die 15de hoofstuk wat handel oor die verlore skaap, die verlore penning en dan die verlore seun. Nou, u mag miskien wonder waarom deel ek nie hierdie gelykenis in 3 dele en praat oor die verlore skaap en dan oor die verlore penning en dan oor die verlore seun nie, want ek dink tog al 3 hierdie gelykenisse wil vir ons een baie kosbare gedagte deurgee. En u sal gou agterkom terwyl ek lees wat die sentrale gedagte is wat die Here hier wou deurgee in die vertel van hierdie 3 gelykenisse. Nou ons lees daar in Lukas 15 vers 1 en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. En toe vertel die Here Jesus die gelykenis en sê, nou baie interessant en net so weer om u geheue te verfris, dit is juist die tollenaars en die sondaars wat hierdie fariseërs en sadduseërs en skrifgeleerders vooruitgegaan het in die koninkryk van die hemele. U sal onthou dat die Here Jesus telke male kop gestamp het met hierdie fariseërs en skrifgeleerders. Waarom? Omdat hulle 'n gedaante van godsaligheid gehad het, maar die krag daarvan verloon het. Hulle het 'n uiterlike vertoon gehad. Hulle was hierdie in aanhalingstekens superheilige mense, maar in hulle harte was hulle verdorwe, sondaars. Hulle was glad nie opreg en lief vir die Here self nie. Daarom toe hierdie Ou Testamentiese profesie in vervulling gaan met die koms van die Here Jesus, wat doen hulle? Hulle verwerp die Here Jesus omdat hy hulle harte kom ontbloot het, kom openbaar het en hulle self gesien het soos God hulle sien. Daarom het hulle Jesus so gehaat en telke male rede gesoek om hom te kruisig, rede gesoek om hom dan te verkleineer en allerhande dinge aan hom te doen. Maar wat doen die Here Jesus? Toe die tollenaars en sondaars na hom luister en die fariseërs en skrifgeleerders murmureer oor dat hy met hierdie sondaars praat en saam met hulle eet, toe kom die Here Jesus en hy vertel hierdie gelykenis. En jy moet onthou dat die Here nie saam met die sondaars, die tollenaars en daardie mense gesondig het nie. Hy het saam met hulle geëet en dan het hy elke geleentheid gebruik om die evangelie aangaande die koninkryk aan hierdie mense te bring. Hy vertel hierdie gelykenis van 'n man wat 100 skape gehad het en die Bybel sê en een van hulle het verlore geraak. En die Bybel sê en hy het die 99 gelaat en hy het agter daardie een aangegaan en hy hierdie een gesoek totdat hy dit kry. En hoor nou vers 5. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. En die Bybel sê, en ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. So kan jy agterkom, waaroor gaan hierdie gelykenisse? Hierdie 3 oor die verlore skaap, die verlore penning en die verlore seun. Dit gaan juis om vir ons te wys dat die hemele bly is oor mense wat hulle tot God bekeer. Dit help nie ons probeer onsself regverdig op grond van ons eie werk in die hemel kom nie. Dit help nie ons probeer die Here beïndruk deur sekere dinge wat ons sê en dinge wat ons doen nie. Wat ons nodig het om te doen is om te besef ons is soos daardie verlore skaap en ons het nodig om uit te roep om genade en God ook te dank dat hy sy seun gestuur het wat ons kom soek het, want Lukas 19:10 sê dat die seun van die mens het kom soek en kom red die wat verlore was. Die volgende gelykenis gaan oor die vrou wat 10 pennings gehad het. En die Bybel sê as sy een verloor, steek sy die lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Nou hierdie penning was 'n silwer muntstuk, dit was baie kosbaar geweest en toe hierdie muntstuk weggeraak het hierdie vrou niks ontsien om hierdie muntstuk weer te kry nie. Sy het die huis omgekeer totdat sy hy muntstuk kom kry het. En luister, die Bybel sê dat Christus ook gekom het en met baie liefde en respek gesê, ook my siel kom omkeer het en my lewe kom omkeer het om my nood aan Christus vir my te kom wys en genade aan my geskenk om tot bekering te kom. En die Bybel sê, daar is blydskap in die hemele oor sondaars wat hulle bekeer, want die Bybel sê, nadat hierdie vrou haar penning gekry het, vers 9, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly,
want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ek het vandag 'n gesprek met my seun gehad en ek het vir hom gesê, Sena, luister net. Dis belangrik om te weet dat mense nie meer belangstel om hulle saak met God reg te kry nie. Mense is so daarop ingestel om tydelik vooruit te gaan, om liggaamlik goed te lyk en hulle oefen en hulle spandeer geld aan hulle sport en hulle stokperdjie en hulle is so besig met alles wat vergaan, dat hulle vergeet die enkel belangrikste ding is om vrede te soek vir my siel, vergifnis vir my sonde, en dis alleen te verkry in Christus. So hierdie 3 gelykenisse, vriende, gaan oor een en dieselfde ding, oor die blydskap wat daar aan die hemele is oor 'n sondaar wat hom tot God bekeer. En dan lees ons die baie bekende verhaal van die man wat die 2 seuns gehad het. Die jongste kom na sy vader en sê vir hom, gee my goed wat my toekom. Verdeel die erfporsie, ek stel nie belang om by u te wees nie, ek wil my eie koers inslaan. En die Bybel sê hierdie jong seun het sy goed gekry en hy is na ver land weggereis en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Vers 15 is belangrik. Hy het hom by een van die burgers van daardie land gevoeg en die het hom in sy veld gestuur om sy varke op te pas. 'n Vernedering vir 'n Jood. Dit is iets wat 'n Jood, dis amper ondenkbaar vir 'n Jood om varke op te pas. En hoor hoe ver gaan hierdie verlore seun. Hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit hom gegee nie. Vriende, luister, sonde gee nie wat dit beloof nie. Sonde soos 'n adder wat in 'n geskenkboks toegemaak is, jy maak daardie geskenkboks oop, daardie adder kom uit en hy byt jou en hy vergiftig jou siel en jou liggaam. Sonde gee nie wat dit beloof nie. Die Satan is 'n leienaar. Hy het vir Adam en Eva gelieg. Hy lieg tot vandag toe vir ons. Hy sê sonde, losbandigheid. Ek wil doen wat ek wil. Los my, dis my lewe. Dit is die beste lewe om te leef. Luister, hy's 'n leienaar. Deur dit wat jy doen, is jy besig om jou lewe te verwoes en te vernietig en na God se oordeel te beweeg. Die Bybel sê vir ons dat hy nie eers die pele van die varke gegee is nie, maar vers 17, die hoogtepunt van hierdie gelykenis. Hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek as sy seun vergaan en ek ly honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en hy het na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen en gesê, seun. En hierdie seun het gesê, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor u, en ek is nie werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir die diensknegt, bring die beste kleed, trek dit hom aan en gee 'n ring vir die hand en 'n skoene vir die voete en slag die vetgemaakte kalf en laat ons vrolik wees. Want hierdie seun was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En dit is so kosbaar vir my vriende, dat die blydskap gedagte weer na vore kom. Daar is blydskap in die hemele, as 'n sondaar hom tot God bekeer. Die Bybel sê, God het nie 'n behaag daarin, dat mense verlore moet gaan nie, maar dat hulle tot bekering moet kom. En daarom is dit noodsaaklik, dat ek uit hierdie 3 gelykenisse sal sien, dat daar blydskap is, wanneer sondaars besef, en tot hierdie besef kom, deur die woord van God, en deur die oortuiging van die Gees, en deur God se liefdevolle hand van versorging, dat ek nodig het om meer te kyk na my siel, as na my liggaam. Ek het meer nodig om my siel met God te skik, as om my liggaam te versorg. En ag vriende, as jy na die Here toe kom, die Bybel sê, in Johannes 6:37, al wat die Vader na my toe stuur, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Ek vra jou, het al jy al, soos hierdie verlore skaap, kan jy sê, ek is gevind deur die herder? Kan jy soos hierdie vrou wat die verlore penning gesoek het, sê, ek is gevind deur my eienaar, die een wat my geskaap het? Kan jy, soos die verlore seun sê, ek is terug in my Vader se huis? Kan jy dit vanmôre sê? Die hartseer deel waarmee hierdie gelykenis afsluit, is die oudste seun, wat maar typerend is van hierdie skrifgeleerders en die fariseërs. Hy het gemurmureer oor die vader se behandeling van hierdie jong seun, wat sy goed deurgebring het met sonde.
Luister, ek en jy moet op hierdie punt kom om te besef, ons is nie groter of kleiner sondaars as die grootste sondaar in hierdie wêreld nie. Luister, ek en jy is net so skuldig voor God soos Hitler en Stalin en al die boosaards wat in ons regering vandag steel en moor en roof. Waarom sê ek so? Die Bybel sê in Psalm 51 vers 7, ons is in ongeregtigheid gebore en in sonde het ons moeder ons ontvang. Psalm 58 vers 4 sê die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Vra jouself die vraag af, het jy al gelieg? Ja, jy het, ek het al gelieg. God sê geen leenaar sal sy koninkryk beerwe nie. Daarom het ek en jy nodig om ons te bekeer tot God. Die Here sê vir ons mag nie na 'n vrou kyk omdat hy begeer nie. Het jy al gekyk? En as jy gekyk het, sê die Bybel het jy al reeds die sonde gepleeg. Ek vra vir jou, het jy al kwaad gepraat? Die Here sê ons mag nie kwaad praat nie, so ek en jy is skuldig voor God en die Bybel sê vir ons sal eendag God se hel beerwe. Aan die ander kant sê die Here vir ons, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, dat ek jou rus sal gee. En dis presies waaroor hierdie gelykenis gaan. Is dat die herder kom soek en die herder kom red. En die herder kom haal die verlorenes uit hierdie bose wêreld en hy kom neem hulle aan vir sy kinders. En daarom kom Johannes 10 en hy illustreer dit vir ons so pragtig as hy oor die goeie herder praat. Die Bybel sê vir ons baie duidelik. Die Here sê ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek vra jou, is daar blydskap in die hemel vanmôre omdat jy jou bekeer het tot God? Is daar blydskap in jou hart omdat God jou kom soek het en jou kom vind het en jou hart sag kom maak het en jou ontvanklik gemaak het en jou genade en geloof geskenk het om uit te roep, Here wees my sondaar genadig? Is daar 'n nederige dien van die Here? Is daar 'n opregtheid in jou hart? Dis hierdie gelykenis, die hooftema, die blydskap oor sondaars wat uit die koninkryk van die Satan na die koninkryk van God oorgebring word. Kan jy vanmôre met sekerheid sê, ek weet verseker dat Jesus my Here is? Kan jy vanmôre met groot sekerheid sê dat hy jou vrygekoop het en jou nuut gemaak het? Mag die Here jou seën en mag daar blydskap in die hemel wees oor sondaars wat hulle tot God bekeer. Seën vir een mooi dag verder, tada.